Goeiemôre boeties en sissies, baie welkom vanoggend by die afskop van ons 40 dae. Dis 'n wonderlike geleentheid elke jaar en ons is baie bevoorreg vanoggend om ook vir Jaco, die skrywer van ons 40 dae boek, hier by ons te verwelkom. Jaco is leier van die Eko Jeugontwikkeling en hy het 14 huise vir jong mense tot stand gebring. Self is hy gekoppel aan Valeria gemeente, waar hy dan daar 'n tentmaker leraar is. Uit sy pen het reeds meer as 200 artikels en rubrieke verskyn deur die jare. Ek gaan nou hom verder bekendstel. Bram, Chrisel, ons wil sommer net vir julle twee nader roep. Dis ons voorreg vanoggend om vir Bram en Chrisel sommer net so uit almal se harte uit te sê ons is saam met julle opgewonde, saam met julle dankbaar vir die wonder van lewe wat die Here ook vir julle nou kom gee het. En ons weet Melinke is kunstig deur die Here aan mekaar geweef en dat hy haar aan julle twee toevertrou. En dat julle en sy deel is van ons geloofsfamilie wil gespreid. So ons wil vir julle die res van die swangerskap, maar ook dan daarna, daardie nagte wat 'n ou rondrol en niks het om te doen nie, dat julle die wysheid sal ontvang om julle self besig te hou met doeke en dis meer. So hierso is sommer net ietsie uit almal se harte en hier is dan ook so 'n klompie koeverte wat ons uit ons harte uit vanoggend vir julle wil gee. Ons sal dit na die tyd vir julle dan sommer of Mariaan kan julle help om gou saam te neem dan saal toe ook. Ons wil ook vir julle bid. So ek wil vra Skat dat jy sommer ook net kom, ons gaan vir hulle sommer net so die hand op lê, en dan julle, steek die regterhande uit, en kom ons dra die Here se seën op hierdie twee af. Hemelse Vader, dankie, dat ons vanoggend vir Bram, vir Chrisel, en ook vir Melinke, Here, aan u voete kan kom lê. Here, hou u hand oor hulle, hou u hand oor hierdie swangerskap, en ja, Here, vir hulle as gesin bid ons die mooiste, die keur van u seëninge toe. Ja, Here, ook vir Melinke, dat u in haar lewensreis haar paaie sal gelyk maak. Here, dat u haar grondgebied sal vergroot. Dat u daar sal wees, ook in die dae wat sy smag om u nabyheid. Maar Here, dat u ook daar sal wees vir Bram en vir Chrisel op die reis van ouerskap. Gee hulle wysheid, gee hulle insig, dra hulle, en Here, ons vra dat u hulle as gesinnetjie sal toefou met u vaderliefde, in Jesus naam, amen. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap, dankie julle. Daar sy, sterkte ook daar met die afskop in die saal. Ons hardloop vanoggend op 'n horlosie, so Bram het letterlik die timer daar aangesit en toe kom hulle. So dis die dat ek moes onderbreek, skus Jaco, so ons kan nou weer aangaan. Ja, ek wou sê, 200 artikels, rubrieke, die beeld, rapport, finesse, kerkbode, Marula Media, taalgenoot weg, en so hou die lys net aan. En ja, dan het ons ook die voorreg, vanoggend om van die boeke wat uit Jaco se pen kom, dat ons ook daarvan vanoggend in die Lapa beskikbaar sal wees. Alle sondaars welkom. Eendag is te ver, geloofsgedagtes vir jong Jesus volgelinge. En dan Daka, daar is dinge wat net die dood en seer jou leer. So ja, ons kan na die tyd in die Lapa graag ook stil staan by die boeketafel, en Jaco het vir ons nog 26 boeke gebring, 11 is reeds vanoggend uitverkoop, so dis al wat ons oor het, die tweede druk is uit, so no pressure, first come first serve, vanoggend by die boeketafel. Ja, ietsie interessants, dat Jaco die boek Leef Lig skryf, hy self het 'n tyd in Indië gewoon, en hy glo dat gereelde afsondering ook in die natuur belangrik is vir my en jou menswees, net so belangrik as dit is om in gemeenskap te leef.
Een van sy stokperdjies roei, beoefen hy uiteraard in die natuur en hy onderneem al vir baie jare solo-reise na afgeleë plekke met sy kajak. Hy het in Randburg gematrikuleer, hy het geswat in Potch en toe by Tikkies, woon tans, soos ons gesê het, in een van die Eko-gemeenskapshuise in Valeria, Pretoria. Jaco, dis vir ons 'n voorreg om jou vanoggend hier in ons midde te verwelkom. Ons glo die Here gaan jou in hierdie 40 dae gebruik om vir ons op die pad te lei wat die Here wil hê ons moet gaan. Ons sê vir jou welkom. Kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Goeiemôre aan julle almal. Dankie vir julle gasvryheid, Hannes, hier, Bram, al die mense wat ek nou al so ver ontmoet het. Almal is so vriendelik hier by julle. Ek was in Randburg Hoërskool, so toe ek nou hiernatoe ry vanoggend van Pretoria af, toe dink ek sommer 'n bietjie daaraan. Ek was met baie skole, so ek het laat in Randburg gekom, ek het op die einde daar matriek geskryf. En ek was maar min by die skool. Ek het baie skool gebank en baie droog gemaak daai tyd. En ek onthou seker so, iets soos 25 jaar later, na matriek, toe nooi hulle my om by 'n prysuitdeling by Randburg te praat. Toe sê ek vir die kinders, weet julle wat, ek was ook in hierdie skool, en ek wou, mens moet nooit opgee op jou drome nie, want ek wou so graag genooi word vir 'n prysuitdeling van Hoërskool Randburg. En kyk nou, 30 jaar later, nie op grond van akademiese oorweging, hier is ek nou. Nee, vreeslik dankie. Kom ons bid saam en dan gaan ons aan. Here, baie dankie dat U vir ons lief is, dat U ons ken, dat U nog steeds vir ons lief is. Dat ons wil kom erken dat U alle reg op ons lewens het. Ons wil nie vanoggend kom vra, kom seën wat ons doen nie. Ons wil kom vra dat U ons sal help om in te val by wat U doen. Dat ons onsself sal verloor en sal vind in U droom vir hierdie wêreld. Dat U ons ook so sal beweeg soos wat U die vroeë kerk beweeg het in daai donker tyd, sodat ons ook ons lig sal skyn, Here, in Jesus se naam. Amen. Ek het gedink om met 'n confession te begin vanoggend. Hulle sê disappoint them early on. Ons het 'n klomp van hierdie Eko-huise. Ons het hoërskoolkinders. Ons het agtergekom, ek het 'n spreekkamer by 'n skool gehad jare terug. Ons is hierdie jaar 25 jaar oud. Agtergekom as hierdie gaping, jy weet, was kinderhuise vir klein kindertjies, maar 'n hoërskoolkind, 'n kind van 16 of 17 of wat ook al, kry jy moeilik plek voor. As die ouers skielik dood is of die wiele het afgekom. En dan het ons naskoolshuis, ons het gesien as 'n kind 18 word en hy het nou die kind dit goed gegaan in die kinderhuis of in die shelter of in die wat ook al, ek het terwyl ek geswat het daar in Bramley kinderhuis gebly vir 'n ruk. Maar dit gaan nou raai daar, maar dan val hulle weer deur daai gat en dan maak hulle swanger en word swanger en land hulle kinders nou net weer in kinders. So ons het kinderhuise of kindersorg. So ons het huise vir naskoolse jong mense wat dan uit kinderhuise, uit ons Eko-huise uitkom en so aan. En van hulle is maar wild, jong. Die een ouetjie is geskort uit die verbeteringsskool om jou 'n idee te gee. Hy is 'n expert. Maar nou het ons baie kinders ook ons het baie Afrikaanse wit kinders, maar ons het ook jy weet, vlugtelingkinders. Ons het 3 dogters wat uit Burundi gevlug het oor land. Ons het 'n Iranese gesin wat daar tot by ons tot bekering gekom het. Hulle bly nou nie in ons huise nie, maar is deel van ons gemeenskap. Die ou het aan die begin, kort na sy bekering, was hy 'n leier in een van ons huise, die pa. Ons het Zulus en Sotus en Xhosas en you name it. Maar dit is nogal ek kan jou een ding sê van daai klomp wat so saam bly. Ons het so 5 huise bymekaar en ek bly by 'n woonstelletjie by een van die huise. Dis nie vervelig nie.
Dis nogals opwindend. En nou het baie om te leer. Nou my confession is, daar's 'n tannie, die huise is so rondom NG Valeria, en dan een so 'n bietjie hoër op in die straat. En daar's 'n tannie in die woonstelblok van die kerk, reg langs een van die huise, jare terug. So nou kan ek die storie vertel. En sy was buitengewoon negatief oor alles. Dis amper asof sy 'n gawe gehad het om te moan. Ou sê eendag she has the gift of discouragement. Jy weet, die ander dominees, die regte gemeente dominees daar, sy het hulle klaar gemaak. En sy het met ons eie kinders, want nou is ons huise daar rondom die kerk, sy sal sommer instap en hulle iets viesliks toesnou, jy weet, wat haar nie eintlik raak nie, maar sy's verskriklik negatief. En op 'n dag kom sy by my kantoor en sy noem my nogal dominee, meeste mense noem my nou maar net Jaco. En sy sê, dominee, sy sê, hierdie kinders van julle, ek kan dit nie meer vat nie, want dit is eintlik so half simbolies, soos sy van haar woonstel af neerkyk op hierdie huis, jy weet, die landsaal. Ek dog, ag jemel, ek weet nie of ek krag het nie, maar ek nooi haar in. Ek sê, tannie sit, sê vir my wat gaan aan. En dit gaan toe oor 2 nuwe seuns wat ons ingeneem het. En hoor nou hier, ek wil hoe sleg kan dit nou met 'n ou gaan? Dis 2 Zimbabwese kinders, so hulle is vlugtlinge, weeskinders, en hulle is nog doof ook. So ek dog, goeie hemel, hulle het seker nie geraas nie. Die tannie sê, en hulle het sonder hulle hemde geloop of iets het haar gepla. Sy sê, dominee, dis 'n kerk hierdie en hulle gedra hulle nie soos Christene nie. Ek sê, tannie, miskien moet ons geduldig wees met die 2. Tannie weet, hulle is maar 3 maande hier. Ek sê, kyk hoe lank vat dit vir tannie. Ek sê, tannie is nou al 70 jaar hierso. Wanneer gaan tannie soos 'n Christen begin gedra? En ek het baie keer was ons maar net geduldig, maar daai dag was ek amper hartseer. Ek het gevoel goeie genigtig. Ek sê vir tannie, dis die Fariseërs en die Sadduseërs en die wetsgeleerdes wat rondgeloop het en fout gevind het met almal. Die dag as jy dink wanneer jy die nood sien in die wêreld dat jou groot rol is om te oordeel oor hierdie mense of hoogmoedig neer te kyk op hulle, dan mis jy God se hart. Dan sien jy soos daai tweede seun in die verlore seun se verhaal wat in sy pa se huis is, maar nie sy pa se hart het nie. Daar's 'n baie sterk waarskuwing om soos of 'n aanmoediging om soos Jesus te wees, maar 'n waarskuwing om nie soos die Fariseërs, die Sadduseërs en die skrifgeleerdes te wees wat God bestudeer het, maar wat nie sy hart gehad het nie. En ek sê ek dink daaroor en jy weet as jy mos nou 'n vinger wys vir die tannie en wys haar 'n paar terug. En ek dink die res van daai dag dink ek daaraan. Kom daar nie 'n bietjie min uit vir alles wat ingaan nie. Om te dink iemand word 70 jaar oud in die kerk. Al daai Bybelstudies, al daai eredienste, al daai dagstukkie boeke, al die radiokanselprogramme, al die liedjies wat sy uit haar kop uit ken. En toe begin toe ek word en ek dink ja Jaco, is dit nie maar jou persoon nie. Vir alles wat ingaan, al die effort, al die programmering, al die inligting en die liefde wat in jou ingegaan het van die Here se kant af en van sy kerk se kant af. Kom maar nie bietjie min liefde uit nie. En ons gaan in hierdie reeks gaan julle praat oor die groot verskil wat die klein, weerlose, vervolgde kerk gemaak het, onder andere. En die vraag is, as hulle so groot verskil kon maak met so min, is ons nie veronderstel om 'n baie groter verskil te maak met so baie nie. Maar dan moet ons die basics weer regkry. Christen wees 101. Laat jou lig skyn op 'n donker plek. Moenie verbaas wees as jy in 'n donker plek beleef nie. Die vroeë Christen het actually die duisternis gaan opsoek. Hulle het gesê, waar is die grootste nood? En dan het hulle juis soontoe gegaan, omdat dit donker is. En gesê, maar ek moet juis 'n lig wees daar. Ek sê een keer ek gaan nou iets oor 'n oom vertel, maar hierdie was toevallig ook 'n tannie. Sy moan verskriklik. Ek sê, wat moan tannie so? Sy moan so want sy gee om. Ek sê, so is dit die plan, gaan ons die plek reg moan. 'n Kers is nie veronderstel om te moan in die donker nie, 'n kers is veronderstel om te skyn in die donker. En dit lyk vir my asof ons donkerste oomblik eintlik die oomblik is waarin ons lig die meeste saak waar. Daar's 'n hoofstuk in hierdie leefligboek wat gaan daaroor dat ons moet
goed wees te midde van boosheid. Jesus idee waaroor Leo Tolstoy en baie geskryf het, wat 'n baie groot invloed op Mahatma Gandhi gehad het, as jy daai verhale wil lees. Hy het homself 'n volgeling van Tolstoy genoem, maar Tolstoy, die Russiese skrywer, het Jesus se bergprediking eintlik verwoord. Hy was heeltemal obsessief daaroor, het 'n enorme invloed gehad. Te sê men met boosheid met goedheid antwoord. Ek is nou besig met so 'n kursus, ek het 'n vreeslike fascinasie vir die vroeë kerk, om te vra, maar as hulle so weerloos was, hulle was so min, hulle het so min vryheid gehad, hoe het hulle dit reg gekry om so groot verskil te maak? Geen politieke mag, geen ekonomiese mag, geen moderne kommunikasiemiddels nie. Inteendeel, behalwe vir al die pandemies en die ekonomiese armoede en al die ander goed wat 'n mens slaan, het hulle nog die vervolging ook gehad om mee te deel. Maar wat interessant is, die vroeë kerk was verbode om te praat in die openbaar. Jy mag nie in die openbaar, daar's klomp redes daarvoor. Maar veral in daai eerste 300 jaar, is hulle baie erg vervolg, so hulle het in die geheim by mekaar gekom. Maar die enigste plek waar hulle getuienis in die openbaar aangehoor is, dikwels, en mens lees by die kerkvaders, Justinus, byvoorbeeld, wat so tot bekering gekom het. Die enigste plek waar hulle getuienis, waar die gewone Romein of die Romein wat gehoor het van hierdie sekte, maar nie eintlik weet wat hulle glo nie, want daar was allerlei leuns oor die Christene, omdat hulle so geheimsinnig by mekaar moes kom. Die enigste plek waar mense actually vir hulle self die getuienis van 'n Christen kon hoor, was dikwels wanneer hulle tereggestel is. Was in die Colosseum of in een van daai amfitheaters, wat hulle aan Tertullianus, die kerkvader, het gesê, of die Eufraat in vloed was, en of die Nyl droog was. Die Romeine se antwoord was altyd om nog Christene vir die leeu's te voer. En wanneer hulle, so die een plek waar hulle getuienis aangehoor het, is as hulle daar op die stadsplein gearresteer is, dan die hele dorp kom kyk. As hulle daar in die amfitheater doodgekap word, of verbrand word, of wat ook al, dan was daar duisende Romeinse mense wat kom kyk het, en Grieke en ander mense van die Romeinse ryk. En toe ek nou die dag dit weer besef, of daaroor lees, toe dink ek, miskien is ons onregverdigste oomblik, die oomblik waarin, donkerste, wreedste, onregverdigste oomblik, die oomblik waarin ons getuienis die meeste saak maak. Dis hoe radikaal die evangelie van Jesus is. Dat hy op 'n manier uit daai donker oomblik in daai mense se lewens ongelooflike lig kon laat skyn, wat so helder was. Jy weet, Justinus, die kerkvader, skryf sy eie getuienis neer, en hy sê, ek het al hierdie ongure roemers gehoor tot die Christene, maar toe ek sien wat hulle doen te midde van hierdie wreedheid, toe ek hulle sien wat hulle doen wanneer hulle gearresteer word, of wanneer hulle gevonnis word, of toe hulle tereggestel word, toe dink ek by myself, dis seker die vryste wesens wat ek nog ooit gesien het, om goed te kan wees te midde van soveel boosheid. Hy sê, as hulle so onguur was, soos wat die Romeinse ryk gesê het op daai stadium, en hulle was sulke immorele wesens, dan sou hulle mos enigiets gedoen het om hulle basse te red, of hulle sou ook gevloek en geskel het soos die ander ouens. Maar wat hulle gesê en gedoen het in daai oomblik, het hom oortuig, en hy was 'n Romein wat Griekse filosofie bestudeer het, en ons ken hom in die kerkgeskiedenis as Justinus die martelaar, want hy het geweet hoe hy tot bekering kom, en hy het enorme invloed gehad op die kerkgeskiedenis. Hy het geweet as hy tot bekering kom, gaan hy waarskynlik ook doodgemaak maak word later in sy lewe, en hy is. Hy het 'n baie mooi ding geskryf oor die drie eenheid, een van die eerste iets oor die goddelikheid van Jesus in die vroeë kerk. Hy het gesê, daar was allerlei vrae, is Jesus nou God of is hy nie, en so aan. En toe sê hy, dis soos wanneer een kers 'n ander kers aansteek. Die kers wat die ander kers aansteek, verloor niks. En hulle is tweemaal is tog een. Dis mooi beeld, né, Justinus. En hy het tot bekering gekom toe hy gesien het hoe onregverdig Christene behandel is. So om ons lig te skyn in 'n donker tyd, leef lig, dit gaan daaroor. Maar dit gaan ook daaroor dat as ons lig wil skyn, jy weet, Jesus het nie gesê, kom ek begin daar, die sonnaarskooljuffrou, die kategese tannie, die oom by die CSV, die dominee, het altyd vir my gesê, Jesus het gesê, julle moet die lig vir die wêreld wees. En hy het dit nooit gesê nie. Wie wat het Jesus gesê daar in Matteus 5? Hy het nie gesê, julle moet die lig vir die wêreld wees. Hy het gesê, julle is die lig vir die wêreld. En daar is 'n groot verskil.
As jy die lig vir die wêreld nog moet wees, dan moet jy eintlik iets anders word as wat jy is. Jy's donker, nou moet jy lig word. Maar is asof Jesus 'n geheim aan ons openbaar wat nog altyd waar is van onsself. En ek sê dit met die tieners waarmee ek werk, as daai kind ontdek maar ek is eintlik lig. Ek sê nou vir 'n ouetjie wat ons dan verander alles. Ek sê vir 'n ouetjie nou die dag wat ons wat vreeslik droog gemaak het daar by ons. Ek sê vir hom jy sak as 'n badass. Dit sit aan jou soos 'n tannie van 60 wat tienerklere dra. Dit sit net nie lekker aan jou nie. Ek sê vir hom jy's 'n baie beter goeie ou as 'n bad ou. Dit pas jou om 'n goeie, dis eintlik wie jy is. Eintlik wat ek vir hom gesê het, jy's eintlik 'n lig. Matteus 5. Moet dit nou nie toemaak met stupid goed nie. Jy is 'n lig. En ek kan nie vir jou vertel hoeveel dit vir 'n kind beteken as hulle ontdek maar ek is 'n lig. Ek hoef nie iets te word wat ek nie is nie, ek moet meer word wie ek eintlik is. Dis geestelike groei. God wat homself in ons ingeblaas het daartoe hy ons geskaap het. Dis almal ongelooflik. Hulle sê, as jy nou so afboor in die aarde in, dan sal jy nou vir kilometers en kilometers, ek het dit na 'n jeugboek eendag is te ver geskryf, dan sal jy nou kilometers en kilometers sal jy dit donker wees en koud of warm of wat ook al, maar dit sal horrible en dood wees vir baie lank. Ek dink die diepste wat ons ooit kon boor op aarde is maar 12 kilos, dis maar deur 'n derde van die aardkors. Maar sê nou jy sou kon ingaan. Dan sal dit soos dood en horrible wees. En dis baie keer wat ons dink, hulle sê the most difficult journey is the journey inwards. En ek kom agter en dis asof goed net heavy amplified is met die jong mense met wie ek werk, die gewone goed wat ons almal mee worstel, as gevolg van hulle ekstreme goed waardeur hulle gaan, kan jy dit baie duidelik daar sien. Maar as asof 'n tiener nie in hulle eie hart wil inkyk nie, hulle is eintlik bang vir stilte, want dan word hulle geforseer met hulle self. Want hulle is bang dat as ek regtig diep genoeg in my eie hart afgaan, dan gaan ek afkom op leeg, iets wat leeg en koud en donker is, boosheid, emptiness. Maar as jy so in die aarde sou afboor, wie waarop gaan jy afkom op die ou einde as jy diep genoeg gaan, as jy dit diep genoeg waag? Op 'n verblindende lig. Hulle sê, en jy kan dit gaan Google, ChatGPT. Hulle sê die kern van die aarde is so warm soos die oppervlak van die son. Kan jy dink die aarde se lyf is dalk hard en dood. Weet jy, haar lyf is dalk hard en dood, maar haar hart is lig. Haar kern is lig. En dis hoe ons ook is. Lig te leef dit wat ons is. Ek hoor nou die uitdagige ou wat ontdek het, weer opnuut ontdek het dat die Here hom wil gebruik, dat hy nie net 'n toeskouer hoef te wees in hierdie stikkende wêreld en net te kyk hoe alles te kere gaan nie, dat hy nie net hoef te sit en moan en negatief te wees of net veilige plekke hoef op te soek nie, wat besef maar ek moet my verskil maak, ek moet my lig laat skyn, ek moet hierdie stupid goed afpak, baie keer materiële goed, en dis hoekom leef lig ook daaroor gaan, dat 'n mens materieel lig moet reis, die goed wat ons dink ons besit goed, maar as ons weer sien, besit dit ons, en dan is ons so besig, en jy het net nooit genoeg nie. Maar die ou wat dit besef, wat sê ek moet eerder vra, wat 'n verskil kan ek maak met wat ek het, as om nog te vra, hoeveel kan ek nou nog meer hê? Hy sê ek is nou so besig, ek weet nie waar gaan ek tyd kry vir 'n midlife crisis. En dit is so, dis asof daar net nuwe lewe is, dis asof jy weer ontdek wie jy eintlik is. Alles verander as jy die dag as jy net weer onthou wie jy eintlik is. Ek praat een keer met 'n klomp jong mense in die Kaap, en ek sê vir hulle, sien nou jy's 'n atleet, en jy eet nou al hierdie, jy drink nou hierdie, ons moet nou spesiale kos mos nou gemaak vir atlete, hierdie protein shakes, en al hierdie goed, jy eet al daai kos, jy drink daai goed, maar jy kom nie op die veld nie, wat sal gebeur? So klein seentjie steek sy hand op, hy sê, jy sal opgeblaas raak. Kleerling seentjie. En dit is waar, nee. Presies die teendeel, daai kos word gemaak om jou te help om fiks en vinnig en rats te wees, maar wat gebeur as jy net eet en jy oefen nie? Die teendeel vir waarvoor dit gemaak
maak is. Dit maak jou vet en lomp en stadig. Dis nie komplimentwoorde waarmee jy sportman of vrou komplimenteer nie. Lomp en stadig en oorgewig as jy nie op die veld kom nie. En ek dink is waar van die teologie ook. Partykeer as ek so na die debatte in die kerk kyk en hoor wat party ouens sê en so, dan dink ek, hierdie ou is ooreet aan goeie teologie. Maar hy's brandskraal ondervoed aan die uitlewing van die mees basiese goed waaroor Jesus so baie gepraat. En dit is so in Suid-Afrika. Daar's 'n kerk op amper elke hoek. Weet julle hoeveel kerke het ek gesien net in hierdie stukkie wat ek nou gery het? Daar by die Moed, daar waar ek bly, is 70 kerke. Ek het een keer geskryf en dit het my baie ongewild gemaak. Ek gesê hier is 70 kerke, maar die plek lyk glad nie soos die koninkryk van God nie. Jy weet definitief, lyk jy vir ons bid, laat die koninkryk kom soos in die hemel, so op aarde. Daar's nie minder mense op straat in die Moed nie, inteendeel daar's meer. Daar's nie minder gesinsgeweld of minder haatspraak of wreedheid teenoor mense wat swaar kry of hoogmoed of wat ook al nie. So jy kan, en dit voel vir my, dit was die probleem met die Fariseërs en die ouens. Hulle was nie 'n tekort aan inligting nie. Hulle was die beste teoloë, sê Stefan Joubert nou die dag van hulle tyd. Maar dit het gegaan oor die geestelike kos wat jy kry. Jy weet die wette interpreteer en so aan. En by Jesus kry mens iets anders. As jy nou die 4 evangelies sou vat, en dis die uitdaging wil ek vir julle sê met hierdie leeflig reeks wat julle doen. Ek wens elke Christen wil elke jaar net die 4 evangelies een keer dwars deurlees. En Jesus self net weer in die middel sit. Jy kan eintlik 'n versie kry om enigiets te regverdig in die Bybel. As jy bloedskande wil regverdig, daar is 'n paar versies daarvoor. As jy wil regverdig om iemand met klippe dood te gooi of volksgeweld te pleeg, daar's versies. Maar jy kan dit nie met Jesus doen nie. Ons gereformeerde teologie glo dat God se wil nêrens so duidelik is as by Jesus nie. Dat Jesus die bril raak waardeur ons kan sien, kan onderskei wat is die heel belangrikste. En daarom as mens die 4 evangelies lees en jy sou vra wat word beklemtoon, dan kom jy by interessante goeters uit, nê. Dan sien jy hoe Jesus byvoorbeeld, as jy nou sou kyk, want daar's verskillende maniere om iets te beklemtoon. Die een manier is om te vra, deur die plekke te gaan kyk, daar's 'n paar plekke in die Nuwe Testament waar die ou actually vra, nou wat is die heel belangrikste? Of waar Paulus sê, nou hierdie is nou die heel belangrikste. En nou hoef jy nou mens nie te wonder nie, is redelik klink klaar. En Lukas vra die skrifgeleerde wat is die heel belangrikste, en dan sê Jesus om liefde is die heel belangrikste, om God lief te hê en gelyk aan God lief hê, jou naaste lief te hê. Watter verhaal vertel hy om die samevatting van die wet te verduidelik in Lukas? Die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Die ou sê dan, maar wie is my naaste? Hy wou homself handhaaf. Uiteindelik dink ek hoop hy bedoel my mede-Jode, my mense. Toe hy gevra het, nou wie is my naaste? En dan sê Jesus, kom ek vertel jou 'n storie. En dan maak hy die Samaritaan die held in die storie, wat die antwoord is op die vraag van die Joodse skrifgeleerde, wie is die belangrikste in die wet en die profete? Kan jy dink hoekom hom doodgemaak het? Dit moes nie maklik afgegaan het nie. So jy vra, wanneer Paulus sê aan die einde van in 1 Korintiërs 12, dan sê hy, praat hy oor die gawes, hy vertel elke mens se uniekheid en hy sê ons het eintlik al die uniekheid van elke stukkie uniekheid in die liggaam nodig, die hand en die voet en die oor en al die liggaamsdele, en dan praat hy breekvoerig daaroor. Maar dan kom hy in 1 Korintiërs 13 en wat sê die eerste sin? Dit sê, kom ek sê julle nou wat die heel belangrikste is. En dan sê al het hierdie gawe van engele. Dis nou nadat hy 'n groot punt gemaak het oor gawes. Dan sê al het jy die geloof om berge te versit. Al het jy al die kennis, al die toewyding, as jy nie liefde het nie, is jy niks. My sussie het altyd sê, Jaco, jy sak. 'n vakuumsak nie. Dis soos om niks te wees. Niks is erger. Niks sê jy as jy nie liefde het nie, kon jy net sowel nie bestaan het nie. Dan mis jy die hart. Jy kan godsdienstig wees, maar dan mis jy die hart van God. En dan gaan hy breekvoerig daaroor, en dis interessant, ons het so 'n studietjie gemaak oor Galasiërs 5, die vrugte van die Gees, en hoe dit ooreenstem met 1 Korintiërs 13. Maar hy begin deur te sê, nou gaan ek julle wys wat die heel belangrikste is. En dan eindig 1 Korintiërs 13 waarmee? Die 3 bly oor, sê Paulus. Geloof, hoop en liefde. En die heel belangrikste hiervan is die
liefde. So jy hoef nie te wonder nie, dis 'n manier van beklemtoning. Maar daar's ander maniere van beklemtoning. Die ander manier is wanneer 'n verhaal wat Jesus vertel op die oordeelsdag afspeel, of ons 'n kyk gee op hiernamaals, dan skrik jy so half, nê. Wanneer hy 'n storieverhaal vertel van die ryk man en Lazarus, of hy vertel die storie van die groot oordeel op in Matteus 25 waar hy vir ons sê hoe die oordeelsdag lyk. En baie keer word dit beklemtoon deur daai storie in daai konteks te laat afspeel, en dit gebeur baie keer. Dikwels nogals wanneer hy praat oor armoede en rykdom, sê hy iets oor die oordeelsdag, is nogals interessant, of die hiernamaals. En dan spit jy ore so en dan sê jy, hierdie is nie 'n kantlyn saak nie, hierdie moet 'n baie belangrike saak wees. En dan 'n ander manier van beklemtoon is deur dit te herhaal. Jy werk ook so, as jou studente seun nou by die huis bly die vakansie, en hy kan vergeet om die kat kos te gee, want die kat kan nog oor die muur spring en by die bure gaan eet, maar die hond gaan vrek as hy hom nie kos gee. Dan sê jy oor en oor, onthou nou net asseblief om die hond kos te gee. Jy beklemtoon dit, want dit is belangrik, want die hond se lewe is op die spel. So herhaling is 'n manier van beklemtoning. En 'n goeie oefening om te doen. En dit het ek probeer doen met die skryf van hierdie boek. En uit beperkte bladsye gehad om dit te doen. So daar's baie meer te sê. Dit sê iets, dit sê definitief nie alles oor elke onderwerp. Dit sê maar ietsie daaroor. Maar 'n goeie oefening om te doen is om te vra watter goed herhaal, watter temas is in Matteus, Markus, Lukas, Johannes, watter goed het vir Jesus duidelik uitgestaan, wat hy oor en oor daaroor gepraat, watter goed het vir Paulus baie sterk uitgestaan, want dit het oor en oor gebeur. Nou iets wat jy sal sien as jy die 4 evangelies lees, sou 'n bietjie vir jou vir 'n verandering lees, as jy so sê, maar ek wil Jesus in die middel van my teologie sit. Ek glo goeie teologie is om die konteks te verreken ensovoorts. Maar ek glo vir 'n Christen is goeie teologie ook om die klem te plaas waar Jesus dit geplaas. En alles trek skeef, nie wanneer jy 'n onbelangrike ding belangrik maak nie, maar wanneer jy 'n minder belangrike ding die heel belangrikste maak. En ons moet sê Jesus is die een aan wie ons geloof meet. Ons is volgelinge van Jesus Christus en al die ander goed help ons. Maar wat jy sal sien as jy daai 4 evangelies lees, is iets wat nogals herhaal. Een van die trends is Jesus praat baie meer konsekwent dwars deur die 4 evangelies, veral in die 3 sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, praat hy baie meer oor hoe ons moet lewe as oor wat ons moet glo. Die klem was duidelik op lewe, op doen. Weet, Jesus sê nie, ek was honger en julle het vir my gebid, en ek was dors en julle het vir my gepreek, en ek was 'n vreemdeling, en julle het Bybelstudie gedoen oor vlugtelinge in die tyd van die Nuwe Testament, en ek was in die tronk, en julle het beoordeel of ek daar moet wees of nie, jy weet. Wat sê Jesus in Matteus 25? Hy sê, ek was honger, julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, julle het my gehuisves. Ek was in die tronk, julle het my besoek. Dit is hoe konkreet liefde is. Ek het eendag 'n onderhoud gevoer met 'n vrou in Pemba, die Baker is haar naam. Die charismatiese mense wat hier sal waarskynlik ken, sy is soos die held van Bethel en al die groot kerke, Hillsong en so aan in Amerika. Amerikaanse vrou, sy bly seker nou al 30 jaar daar in Pemba. Dis net bo Pemba is die plek waar hulle die mense se koppe so afkap. En ek het haar gaan besoek, ek het 'n artikel geskryf, die artikel se naam is Die Illusie van Goeie Teologie, oor haar en Moeder Teresa. Ek het lank in Indië gebly en daar in Calcutta gevolunteer saam met die Sisters of Mercy, Moeder Teresa se nonne. En hier's 'n erg charismatiese vrou. En sy maak nie saak wat 'n boek sy skryf of wat sy sê nie. Hulle het iets soos 200 kinderhuise in Mosambiek, hulle het 'n skool, hulle het voedingsskemas en so. En maak nie saak wat sy sê nie, sy quote altyd iets van Moeder Teresa, altyd iets van Jesus uit die aard van die saak, maar dan ook Moeder Teresa. En toe is dit vir my interessant om te dink, hier is nou 'n erg, ek bedoel so charismaties, sprekentale val in die gees, charismatiese vrou, wat Moeder Teresa, wat so katholiek is, wat jy kan kry, aanhang en aanhaal.
En ek vlieg toe daar na Pemba toe en ons het 'n ongelooflike tyd gehad. 400 internasionale studente van Swede en Noorwe en Brittanje en Amerika en so wat so kursus daar doen en dan help om met die kinderhuise en al hierdie goed. Dit is 'n ongelooflike projek. En sy sê 'n interessante, ek vra sê toe vir haar, ek wil die artikel skryf oor jou en Moeder Teresa. En ek dink daai storie is ook in een van die boeke. En ek sê vir haar, ek sê want julle teologie is veronderstel volgens meeste tradisionele kerklike maatstawwe veronderstel om baie ekstreem uit mekaar uit te wees. En sy sê vir my, Jaco, but our theology are the same. Our theology is Jesus and love for the poor. Sy was toe besig met haar doktorsgraad daar by 'n college in Engeland of 'n universiteit. En sy sê, but I'm not a theologian, I'm a mystic, that loves Jesus and loves the poor. Maar sy sê iets anders wat my nogal geraak het. Sy sê, love looks like something. Sy sê, moenie vir my sê dis liefde as jy nie daaraan kan vat, as jy dit nie kan proe, as jy nie daaraan kan raak, as dit nie na iets lyk nie. Love looks like something. Dis wat Jesus mos vir ons kom sê het met sy, nie net deur sy woorde nie, maar deur sy teenwoordigheid, is liefde, lyk na iets. Liefde is tasbaar. Want daarom het Jesus baie klem geplaas op doen. Aan die einde van die bergprediking, Matteus 5, 6 en 7, waar Jesus sy hart uitstort. As jy nie kan sien of nie tyd het vir die 4 evangelies nie, lees dan net Markus, die kortste en die oudste van die 4, en die een wat die ander, ten minste 2 van die ander as 'n bron gebruik het. Hy het net 16 hoofstukke. Of lees ten minste die bergprediking. Matteus 5, 6 en 7. Ons in ons Echo gemeenskap het ons, en ons bly so saam met die kinders. Hulle het net gevra, wat noem julle wat hulle doen, toe sê ek saamwoon, ons almal bly so saam. Ons het van 'n ingenieur, tot 'n graphic designer, en 'n aktuaris al gehad, en 'n onderwyser of wat ook al, wat so saam met die kinders bly. En so in elke huis is daar 3 of 4 van hierdie eintlike weerders. En as jy 'n kar het, share jou kar, en as jy 'n laptop het, share jou laptop, en as jy maal 'n strandhuis en dan vat jy die huis en hou julle daar vakansie. En as jy 'n plaas erf, dan share jy die plaas, en as jy wat ook al. Ek het eendag by Tikkie so 'n plakkaat opgesit toe ons die Echo huise begin het jare terug, en ons het 'n nuwe huis begin het in Pretoria. Toe sê ek slapelose nagte, ek sit dit daar by die fakulteit, op slapelose nagte, moeilike tieners, geen privaatheid. Jy moet alles deel, en ek luister my so klomp goed. Ek sê, kontak my as jy belangstel. En hulle is die tipe ouens wat jou dan kontak, jy weet, en intrek. En is die wonderlikste mense. Ons het nou 2 dominees wat nou onlangs ingetrek het. Dis bietjie weird, nou is ons 3. En die een is Jana de Lange daarvan, sy was op universiteitsoord, en die ander, sy was die top matriek in Suid-Afrika op haar dag. En die ander is hervormde dominee, Roo, wat nou in die huise bly. Tussen al daai nood. Jy weet ou Bushie, een van die eerste ouetjies wat leiers in een van ons huise genaamd 5-ster, nog van pas. Sy eerste kamermaat was 'n ou wat moord gepleeg het. Bushie was net klaar met sy graad in beleggingsbestuur. Maar is ongelooflik as daai wêrelde ontmoet, nê. Nee. Nou doen ons maar allerlei goed om ons leiers te inspireer en om hulle aan die gang te hou. Ons het sulke T-shirts wat sê moeilikheid is ons besigheid. En maar ons lees saam Bybel. So ons het vir 'n maand lank, so nou en dan lees ons elke dag die hele bergprediking, Matteus 5, 6 en 7. Maar nadat Jesus alles vertel het, dis waar hy praat oor geld. Hy sê, jy weet, al sy gedagtes oor geld, hoe jy jou vyande moet behandel, klomp, die saligsprekinge is daarin, Matteus, dink 5, begin daarmee, en dan die storie oor dat ons 'n lig moet wees vir die wêreld, sy hart van sy leer. Maar dit eindig met die verhaal van die huis wat op die rots gebou is en die huis wat op die sand gebou is. En dan sê dit, die ou wat sy huis op die rots gebou is, wat staande gebly het, hy sê storms is 'n gegewe. En onthou, die storm het die vroeë kerk, kort na Jesus, baie hard geslaan. Eers die val van Jerusalem, hierso 66 tot 70 na Christus, en toe die groot vervolg, en dan die vervolging deur die Jode, wat sommer in Handelinge 8 begin, maar, en dan is dit net vervolging.
Maar dan sê dit, te midde van die grootste storm sal jou huis staande bly en een ander ou se huis sal val, die een huis op die sand en die huis op die rots. En hy sê die ou wie se huis op die rots gebou is, sal staande bly, want hy het gehoor en gedoen. Die ander ou het net gehoor. Dis die verskil tussen die huis op sand. So is nie genoeg om die inligting te hê nie. Is nie genoeg om die versie op te sê nie. Die vraag is, wat doen jy? En ons noem hierdie ding, jy sal sien voor op die die onderskrif van die boek is gewoontes van volgelinge van Jesus. 5 van die mees basiese gewoontes van 'n volgeling van Jesus. En ek sal julle sê, hoekom is dit belangrik om gewoontes te beklemtoon? Want ek dink ons roem partykeer op ons uitsonderings. Dis nie dat die kerk regtig niks doen nie. Maar dis dat ons van die groot goed wat ons eintlik veronderstel is om die hele tyd te doen, net nou en dan met uitsondering doen, en dan voel ons right, want ons kan dit darm afdek. Ek het partykeer dan praat ek by 'n kerk en dan ek was nou hierdie hele week in Brakpan gewees. Jy's uiterstes, hè? By gemeente Brakpan gepraat toe by boys, seuns hoor of die seuns hoor Vrydagoggend. En die weirdste plekke en 'n klomp ander plekke en dan sit in die Echo gemeenskap en jy beweeg net so tussen hierdie vreeslike wêrelde. Maar dan praat ek partykeer by 'n plek en dan sê ek net maar oor die gewoonte van afsondering en gebed. Dan sal iemand sê, ja, ek was ook al een keer op 'n gebedsretreat. Of ons gepraat dat ons moet omgee vir mense in nood, dat as die kerk nie 'n familie gaan wees vir die kinders wat in hierdie land aan hulle eie genade oorgelaat is, nie gaan die bendes en so aan. Die kriminele gaan vir hulle familie word. En dan sal die mense, dan sal iemand sê, ja, ons het ook daarom, my vrou onthou jy daai tyd, toe ons ook daarom die paar kindertjies fliek toe gevat het, of wat ook al. En dis nie bad, om iets met uitsondering te doen. Jy kan dalk iets leer in 'n uitsonderlike gebeurtenis. Maar uitsondering sê baie min van jou karakter. Dis jou gewoontes wat iets sê oor jou karakter. Dis wat jy meeste van die tyd doen, nie wat jy met uitsondering doen nie. As jy geestelik wil groei, het jy beter gewoontes nodig, nie beter uitsonderings nie. Okay. So, jy het nodig om, en jy moet 'n ding oor en oor en oor doen baie keer voordat jy die effek sien. Ek het vir kinders, ek is 'n tentmaker, dis hoekom ek hierdie boeke verkoop, ek is so dankbaar vir elke mens wat 'n boek koop. Maar ek het ook al gitaarklasse gegee tussenin om sommer net 'n paar rand te maak. En dan is dit interessant, nou sekere kinders is net nie talentvol, sê net maar met gitaar nie, en ander is. Maar baie kinders vind nooit uit of hulle talentvol is of nie, en dit het niks met die talent te doen nie, dit het te doen met seer vingers. Want jy moet 'n sekere ding oor en oor doen vir 'n lang ruk, moet jy die basiese drukke oefen, en jy moet leer om te strum, en is boring, en is seer, jou vingers raak seer, en dan sit jy 'n Q-Tex remover op om hulle te probeer hard maak, en dan vir daai eerste week of 2, maar dan kan jy eintlik eers, as jy nou A, D, E, G, meneer 'n paar drukke geleer ken het, en jy kan dit oor en oor doen, dan sal ek vir hulle sê, dan sit die kindertjies dan, sê ek A, E, D, E, A, E, D, al hoe vinniger, oor en oor, dat dit half outomaties begin gebeur, dat dit 'n gewoonte raak, die gewoonte leer jou dat dit so half makliker van self kom, sonder dat jy te veel dink aan. En dan kan jy die ontdekking maak of ek eintlik regtig goed kan gitaar speel. En dan dink ek partykeer as ek van daai kindertjies kry wat so verskriklik goed gitaar speel, dan dink ek, my hemel, die kans was daar dat seer vingers sou maak dat hierdie kind dit nooit sou ontdek nie. Jy weet, 'n ou sal sê ek was op 'n gebedsretreat of ek het hierdie, jy sal sien ek skryf daaroor stil word. Ek skryf daaroor 3 gebede wat ons te min bid. Ek het eintlik gedink dis wat ek gaan preek. Ek het heeltemal hier van my teks af. En dan voel jy maar okay, ons doen nou die hoofstuk oor die gewoonte van tyd, afsondering, gebed. En dan probeer jy dit en dan voel dit nie vir jou, voel maar bietjie leeg of empty of jy weet nie waaroor is die boei nie, dit het nie so jy sien dit, jy voel so of is nie vir jou nie. Of jy doen dit 2 keer of 3 keer en dan voel jy, ek het dit dinge probeer, maar ek weet nie, dit werk nie regtig nie. Dit klink my dis maar net party mense vir wie dit werk of wat ook al. Die ding met geloofsdissipline is gewoontes. Is jy moet dit
doen en jy moet dit aanhou doen en jy moet dit vir lang tyd doen voordat jy baie keer die vrug sien. En amper alles wat die moeite werd is in die lewe is eers moeilik voordat dit regtig betekenisvol en sinvol en waarde het in jou lewe. 'n Ou loop sy pel raak in die dorp. Hy sê vir hom, jy het vir my gelieg. Sy pel sê, hoeso, ek is jou vriend, man, ek lieg nooit vir jou nie. Hy sê, jy het vir my gesê, as ek gym toe gaan, dan gaan ek 'n six-pack kry, en ek gaan gewig verloor, en ek gaan spiere kry, en so aan. Hy sê, ek het nou 3 keer gegaan, en niks het verander. Wat sal sy vriend sê? Hy sê, jy's stupid, man. Hy sê, jy help jy doen dit 3 keer, nie help jy doen dit met 'n uitsondering 3 keer in jou lewe nie. As jy die effek wil sien, moet jy dit maand in en maand uit, ten minste 3 keer 'n week doen. Dit moet 'n reël raak in jou lewe, of 3 keer 'n dag as jy regtig effek wil sien. Moet jy ten minste 'n bietjie oefen, miskien 'n bietjie in die oggend, bietjie in die middag, bietjie in die aand, maar dan gaan jy die effek sien. En dis hoe dit werk, dit is, wees gewaarsku as ons oor hierdie 5 gewoontes stil staan, dat dit kom nie maklik nie. Hulle sê selfs 'n dooie vis kan stroom afswem. As dit maklik was, sou almal dit gedoen het. Jy gaan dit moet doen, en jy gaan in dissipline beteken, commitment beteken ek besluit voor die tyd wat vir my die heel belangrikste is, wie ek wil wees, wie ek glo ek moet wees, en Jesus is my maatstaf. En commitment beteken ek besluit voor die tyd hoe ek gaan maak as ek later nie so voel nie. So byvoorbeeld, een van die belangrikste goed wanneer dit kom by die gewoonte om tyd af te sonder in gebed is om op te daag en aanhou op te daag, hardkoppig, al sien jy geen vrugte daarop nie. Al voel dit baie keer leeg, al voel dit of jy net weer die ou gewone goeie sê, om te sê ek gaan opdaag en ek gaan aanhou opdaag. Eintlik al 5 van die gewoontes gaan baie oor opdaag. Hulle sê die wêreld, the world is changed by the people who pitch. Nee, mense wat opdaag, wat teenwoordig is en aanhou opdaag. Is aan die gewoonte van opdaag dat ek op jou nou die waarde van die geestelike dissipline kry. So jy moet dit doen selfs al is dit nie lekker nie. Dis anders as dit maklik was, het almal dit gedoen. En van hierdie gewoontes, waarskynlik die tweede, en ek is nie seker of die tweede in die boek is of die derde nie, die een oor, ek gaan hulle nou in volgorde noem, maar die volgeling van Jesus is iemand wat onselfsugtig leef, wat materieel lig reis, geld, materiële goed. Is verskriklik moeilik. Ek het al vrouens gehad, ek is een keer daar op 'n eiland vir 'n troue daar in Mosambiek, die lekkerste troue wat ek ooit in my lewe gehad het, met die mense daar trou. En daar's 'n vrouens in 'n Bybelstudiegroep, hulle het die boekie gedoen, toe hy net uitgekom het 'n paar jaar terug. En toe sê hulle by hoofstuk 2, ek dink is hoofstuk 2, toe hulle by die gelding kom, toe stop hulle daar, toe sê hulle nee, dis te erg. Maar eintlik stry hulle met Jesus, want Jesus het verskriklik baie gepraat oor geld. Daar's eintlik min goed waaroor hy so baie praat, soos geld en materiële besit. Hy sê, ek moet nie vir jou goed bymekaar maak waar mot en roes het verniel nie. Hy sê, jy kan nie 2 gode gelyk dien, God en mammon nie. Hy sê, gaan leer by die voeltjies en die lelies. Moet jy nie so bekommer oor wat jy moet aantrek. Hy vertel die verhaal van die ryk man en Lazarus. Wanneer laas het jy daai disturbing storie gelees? Hy sê vir die ryk jong man, verkoop jou goed, gee die geld vir die armes. Ek wil en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Maar om te sê, ek sal die moeilike ding vat, en ek sal daardeur worstel, en ek sal eerder in die spanning leef, as om die evangelie te verskraal. Ek moet baie keer met die teologiestudente praat, die finale jaar, dan sê ek vir hulle, jy weet, hulle sê, if you don't practice what you preach, you start to only preach what you practice. In ander woorde, jy sukkel met van hierdie goed, want Jesus was verskriklik radikaal. Hy was countercultural, hy het teen die stroom van die kultuur van sy tyd gegaan, veral die godsdienstiges van sy tyd. En hy gaan lynreg teen die stroom van ons kultuur, wat sê, maar jy moet net meer en meer status en gemak en veiligheid en geld en goeders bymekaar maak, dat dit eintlik is waaroor die lewe gaan. Dan staan die fariseërs het hom beledigend uitgelag. Dan moet ons weet, Jesus, ek sê vir daai studente, die probleem is as jy, ek wil jou uitdaag, en ek sê ook vir hulle, ek dink die belangrikste ding vir 'n dominee is om in die eerste plek 'n Christen te wees, en 'n goeie Christen te probeer wees.
Net die basics reg te kry. Dis die maturity is mastering the basics. Voor jy by die groot teologiese goed kom, leef tog net die basics raak. En die probleem is as jy toe sê ek, miskien moet ons afspreek ek sal eerder sukkel met hoe radikaal die evangelie van Jesus is en erken dat ek sukkel as wat ek gaan maak asof dit nie die klem in die evangelie is nie. Ek sal erken dat dit die klem is al skiet my lewe tekort. En partykeer moet 'n ou sê ek gaan in daai spanning leef van weet jy Jesus jy moenie verbaas wees as die evangelie jou ontstel nie. En as jy hierdie reeks doen waaroor ons 5 van die mees basiese goed waaroor Jesus so baie gepraat het en wat hy geleef het, vir jou moeilik is nie of jou ontsteltenis in jou los nie. Ek bedoel die gemaklike evangelie is eenvoudig nie die evangelie van Jesus nie. Hy roep ons uit die gemaksone uit. Hulle sê die gemaksone is daai veilige, gemaklike, bekende plek waar niks groei nie. Dit lyk asof as jy die 4 evangelies lees, asof oral waar Jesus gekom het, sy teenwoordigheid en sy woorde en sy dade een van 2 effekte op mense gehad het. Hulle het of in totale verwondering voor hom gestaan, of hulle was erg ontsteld. En hy het daar's 2 groepe mense wat hy veral ontstel het. Die rykes en die godsdienstiges. Partykeer met die mense met wie hy uitgehang het. Hulle het hom beledigend uitgelag, partykeer oor sy siening oor geld. Daar staan die fariseërs en sadduseërs het hom beledigend uitgelag. Partykeer as gevolg van omdat hy nie deelgeneem het aan die Joodse rituele nie. Hy het nie sy hande gevas volgens die Joodse gebruike nie. Dis daar waar hy vir hulle sê, julle is wit geverfde grafte met doodsbeendere binne-in. Maak die buitekant skoon, maar nie die binnekant. Dis wanneer hulle hom konfronteer, omdat hy nie sy hande was volgens hulle wette nie. Hulle pluk koring op die Sabbat. Ek dink is dit Matteus 9 of Matteus 12. En dan is die ouens kwaad vir hom, want die wet het gesê, jy mag nie koring op die Sabbat pluk nie. Nou daar by ons, met ons nou sonnaande, het ons hele gemeenskap is nou by mekaar, en ons het nog 'n skuiling vir hawelose mense op die kerk oopgemaak, ek en die gemeentekollegas, so hulle kom, en van die hawelose mense van die straat, en van die ingenieur, en die regter, en jy weet, dis die mengelmoes van mense, en soveel kultuur en so aan. So nou sê hulle, the national language of South Africa is broken English, so dis al wat ek praat, want ek is eintlik van die Vrystaat af. En nou een Sondag preek ek daar, en ek sê vir hulle, nou sit die hele lot daar, plus hierdie tieners, jy weet, wat wild is. Ek sê vir hulle, ek preek oor daai teks van Jesus wat sy disippels koring laat pluk het op die Sabbat. En dan sê Jesus, gaan leer wat dit beteken, verwag barmhartigheid in die offers nie. In die Markus teks sê, die Sabbat is vir die mens gemaak, dis 'n diens aan die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Gaan lees bietjie dit. Maar ek sê vir hulle, maar nou moet ek Engels preek, so ek sê vir hulle, and Jesus and the disciples got themselves some weed on the Sabbath. Skielik speel niemand op hulle selfone nie. Almal wil die goeie nuus hoor van die evangelie. En ek kan nie eens onthou nie, iemand moes my reg help. Ek kan nie eens nou lekker onthou wat is koring in Engels nie, maar dis nie weed nie. Maar Jesus is stroom op, en ons moenie verbaas wees as dit ons stroom opvat nie. Ek moes eendag met 'n klomp hervormers met 'n dominees praat, toe sê ek vir hulle, as jy nie gereeld met al die haatspraak en die verdeeldheid in ons land, as jy nie gereeld in die moeilikheid is as gevolg van wat jy sê en wat jy doen nie, verkondig jy waarskynlik nie die volle storie in jou gemeente nie. Dit sal ons partykeer ongelukkig maak. Dis die ongemaklike evangelie van Jesus. Ek het eendag so 'n reeksie daar by ons gedoen, en dan elke keer dan preek ons oor die 7 ongewilde goed wat Jesus gesê het. En dan sê ek aan die einde van elkeen van daai temas, dit was baie dieselfde as hierdie 5 gewoontes, dan sê ek, so wie wil nou vir Jesus volg? En dis 'n vraag waarmee ons moet worstel. So die 5 gewoontes wat ons by in die Handelinge gebeure kry, ons sien letterlik hoe dit so ontvou, hulle in daai volgorde waarin die boek geskryf is. Hulle sonder tyd af in gebed, en dan word die Heilige Gees uitgestort, dan het ons
die Handelinge 2 en die Handelinge 4 tekste, die oudste prentjies van die kerk in 'n mees eenvoudige vorm. En dan in Handelinge 8 sien ons hoe 6 en 7 sien ons die vervolging wat uitbreek, in Handelinge 8 hoe die herlewing in Samaria en hoe die evangelie eenvoudig verder en verder versprei. So jy kry hierdie 5 gewoontes in Handelinge. Jy kry dit in die verhale van die vroeë kerk, in daai tyd waar die kerk gegroei het met so min van 'n paar duisend mense tot 20 miljoen en die magtige Romeinse ryk op sy knie gebring het. Ons kry daai 5 gewoontes by letterlik almal deur die kerkgeskiedenis. Maar jy kry dit veral by Jesus self. Dis waar hulle almal dit gekry het. Dis gewoontes wat Jesus gehad het, nie uitsonderings nie, gewoontes, meeste van die tyd. Die 5 gewoontes is die volgende. Dis tyd om af te sonder, en daar kan dalk ander wees, so ek het hierdie 5 voel vir my baie sentraal. As jy nie vra, wat glo 'n Christen nie, maar hoe lyk 'n Christen? Hoe lyk iemand wat glo dat Jesus die Here is, dat hy vir ons gesterf is vir ons sondes en opgestaan? Hoe lyk so 'n menselewe? Want onthou, die wêreld daar buite luister nie na ons nie, hulle kyk na ons. Jy's die enigste Bybel wat baie mense, wat nooit in 'n kerk kom nie, lees. So dis 'n sigbare ding, love looks like something. So dis hierdie 5. Die eerste een is om tyd af te sonder in gebed. Jy kan dwars deur die kerkgeskiedenis gaan kyk, van Martin Luther tot Martin Luther King, van Paulus tot Moeder Teresa en St. Francis van Assisi, van Billy Graham tot Heidi Baker en wie ook al wat 'n verskil gemaak het, en Wesley en die groot herlewings. Hulle het almal 'n gebedslewe gehad. Hulle geloofslewe was gewortel. Henry Nouwen het gesê, if you want to have a big tall tree, you must have deep roots. Daai geheime gebedsworsteling, hulle het dit gehad. Dis eerste gewoonte is om tyd af te sonder in gebed. Die tweede een is om onselfsugtig te lewe. Daar staan in Handelinge, die heel eerste ding wat ons lees, toe die kerk gebore is in Pinkstertyd, Handelinge 2, en dan sien ons amper die identiese teks in Handelinge 4. Dit sê, almal het alles gedeel en niemand het niks tekort gehad nie. En hulle het die hoogste prioriteit gegee aan die mense wat die swaarste kry in hulle gemeenskap. En die disippels, die apostels het die goed wat die ouens bring geneem en dan het hulle die mense gehelp. En hulle het incredibly lig geleef. Hulle het daai tekste van Jesus oor materiële besit en oor onselfsugtig leef baie ernstig opgeneem. Die derde een is, hulle het, ek wil nou die hele tyd meer sê daaroor, maar julle kan my dalk eendag nooi net vir daai tema. Die derde een is, hulle het in eenheid geleef, in community. Jy weet nou, Afrikaans is 'n wonderlike taal, maar so nou en dan gebruik 'n mens die Engelse woord, en ek sê hulle sê, hoekom gebruik ek die woord community, en ek dink ek skryf dit daar in die boek, meer as die woord gemeenskap. As ek nou so by 'n oggenddiens praat, of veral nogal eintlik by 'n aanddiens baie keer, met die afskop van 'n Pinksterreeks, en ek sê, julle moet meer gemeenskap hê, dan bly die mense eenvoudig nie vir die piknik. Jy weet of die mense, jy kan sien hoe dwaal die oor die ouderlingse gedagtes. So nou sê ek, dan praat ons maar van community baie keer. Maar daar's baie tekste, ons noem dit die mekaar tekste, Jesus wat sy disippels se voete was, die hele ding in Handelinge, hulle was nie net 'n organisasie wat byeenkomste gehou het nie, hulle was 'n gemeenskap wat hulle lewens met mekaar gedeel het, om eenheid te leef. En hierdie vreemde eenheid waar Paulus sê, Kolossense 3 vers 11 en in Galasiërs 3, hier is dit nie van belang of jy Griek of Jood is, slaaf of vry, besny of onbesny, onbeskaaf, gaan hy so aan. In Galasiërs noem hy nog man en vrou, hier is Christus alles en in almal. En die vierde een is, hulle het die gewoonte gehad om goed te wees vir hulle vyande, verskriklike moeilike ding, maar Paulus praat in Romeine 12 vers 21, dan sê hy hierdie woorde, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hou jou kant skoon, het my ma altyd gesê. It is better to light one candle than to curse the darkness. En die verhale van die vroeë kerk is verhale waarin hulle dit geëgo het wat Jesus gedoen het. So sien dit reeds by Stefanus, toe hy selfs vir sy vyande gebid en gesterf het, nog voor hulle repent het. Paulus wat onregverdig in die tronk is en op jou net die wag na die Here toe lei om goed te wees vir jou vyande. En die laaste een
is om te gee vir die wêreld. Dat hulle die evangelie nie vir hulle self gehou het nie, hulle het gesê ons mense eerste nie. As Paulus gesê het ons mense eerste, soos wat van daai Joodse ooms wou hê, dan was nie een van ons vandag Christen nie. Hulle het gesê ons sal onselfsugtig oor die grense van mense beweeg. Het omgegee vir die wêreld. So die uitdaging is om hierdie goed nie net te sê nie, maar om dit te leef. Amen. Ek het nou so lank te kere gegaan. Sorry, ons wil gaan piknik, nee. Maar ek koop gerus 'n boek. Kom ek sê gou iets oor die ander boeke. Hierdie boek het nou nuut uitgekom. So hy is vir jong mense geskryf. En hulle sê die groot kompliment is, hulle sê hy lees lekker op die toilet. Hierdie een ook. Hoor, en dan daai Confessions, en hierdie boek is vir jong mense geskryf, maar ons praat nie down met hulle nie. Hulle lees dit selfs nou by 'n ouete huis, by Huis Ver Genoeg, is nogals 'n naam vir 'n ouete huis, nê. En dit gaan oor onvrede in die vriendekring. Ek vertel verskriklik baie stories, en die idee is om jong mense lus te maak om die Bybel te lees, en te bid, en te soek, en so aan. En dan hierdie ene in Confessions, die boek is nou nie hier nie, die ander boekie wat daar lê, hulle claim to fame is hulle 'n koem weier het om dit op die rak te sit. Jy weet, die Bybel sou 'n ouderdomsbeperking van 2 tot 18 hê, vir al die wille goed wat daar gebeur het. Het was verskriklik eerlik oor ons gebrokenheid, oor die onheiligheid van God se mense, die droogmaak. Hierdie is 'n fiksieboek, so dit gaan oor hy was actually hierdie week 7de op die SA top 10, waaroor ek baie dankbaar is. Maar is 'n fiksie storie, hy's by Exclusive Books en al die ander ouens, maar skryf vir Tannie, hy was by Koem net so 'n week, toe sê sy nie 'n ordentlike boek van kan nie so 'n boek op die rak hê nie. Maar het vertel van 'n ou wat met God geworstel het. Hy het sy eie dood gefake en hy het op 'n eiland gaan bly daar in Noord-Kenia, naby die grens van Somalië, en hy het 'n nuwe lewe probeer gaan, en al die vreemde mense by wie hy geestelike lesse geleer het. So, in elk geval, julle kan sommer net 'n boek vat, en my later EFT, of julle kan, daar's 'n honesty box, of wat ook al. Maar dis 'n lekker manier om die gesprek voor te sit. Ek sê altyd vir die kinders, en dis hoekom ek hierdie boekies, kort goedjies geskryf het, hierdie tiener, studenteboek, daai gele, is, jou eerlikste plek in die wêreld is eintlik jou kussing. Is daar op jou bed as almal slaap in die huis, en net jy's wakker. En ek het dit so geskryf met die hoop om iemand daar langs jou bed te kan bereik, en te sê, maar ja, dit is lekker kort, maar miskien kan ek 'n bietjie lê en droom voor ek aan die slaap raak oor een of ander geloofswaarheid. In 'n geval. Amen. Baie dankie. Thanks. Baie dankie, Jaco. Ek wil graag net die aankondiging sommer saam met julle hanteer. Ons begin by die gebruikelike verjaarsdae. Wie verjaar van vandag af tot en met volgende Saterdag? Kom ons kyk gou. Hou net die hande op. Lauren sal graag by julle 'n draaitjie maak. Vir elkeen baie geluk. En omdat julle verjaar het, ons nou besluit om vanoggend net vir julle 'n piknik te hou in die saal. So ons nooi elkeen uit. Kom ons gee ook die blommetjies vanoggend. Enige een wat graag vir ons die blommetjies wil gee vir iemand, wat dan ook ietsie wys. Dankie, daar's enetjie vir jou, nog 'n blommetjie vir iemand. Baie dankie. Dan is daar vandag vir die eerste keer iemand hier wat nou deel is van ons familie, dan julle sommer die hande opsteek. Enige iemand wat deel is, lyk nie vir my so nie, maar as daar is, ons kuier lekker saam in die Lapa, direk hierna.